Oké julle, ons gaan aan met Jesaja 46, die gode van Babel en die God van Israel. Bel het in mekaar gesak, Nebo staan krom. Hulle afgode is vir die diere en die vee. Beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar net self in gevangenskap gegaan. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid, toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk, en my net so maak, en my gelykstel, dat ons eenders kan wees? Hulle wat goud uit die geldsak skud, en silwer afweeg met die weegskaal, hier 'n goudsmid, en hy maak daar 'n god van? Hulle kniel neer, ook buig hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom, en sit hom op sy plek neer. Daar staan hy wyk nie van sy plek nie. Ook al roep iemand hom, hy antwoord nie, hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie. Dink hieraan en wees beslis, neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Wat 'n roofvoël roep uit die ooste, die man van my raad uit die verland, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. Luister na my, julle wat hard is van hart, julle wat ver is van die geregtigheid. Ek bring my geregtigheid naby, en dit is nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie, en ek gee heil in Sion, aan Israel my heerlikheid. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 47, val van die trotse Babel. Kom af en sit in die stof, jong vrou, dogter van Babel, sit op die grond sonder troon, dogter van die Galdeërs, want jy sal nie langer genoem word die vertroetelde en die verweende nie. Neem die handmeel en maal meel, slaan jou sluier op, tel die kleed op, ontbloot die been, trek deur die riviere, laat jou skaamte ontbloot word, ja, jou skande gesien word. Ek sal wraak neem, en geen mens verskoon nie. Ons verlosser, sy naam is die Hemelse Vader van die leerskare, die Heilige van Israel. Sit doodstil en gaan in duisternis, dogter van die Galdeërs, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie. Ek was toornig op my volk. Ek het my erfdeel ontheilig en hulle in jou hand oorgegee. Jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie. Op die grysaard het jy jou juk baie swaar laat druk en gesê, ek sal in ewigheid wees, gebiedster vir altyd. Jy het hierdie dinge nie ter harte geneem nie, aan die einde daarvan nie gedink nie. Hoor dan nou dit, wellustige, wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dit is ek, en niemand anders nie. Ek sal nie as 'n weduwee sit, of kinderloosheid ken nie. Hierdie twee dinge sal dan in 'n oomblik op een dag oor jou kom, kinderloosheid en weduweeskap. In volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towery, ondanks die groot menigte van jou beswerings. En jy het op jou boosheid vertrou, jy het gesê, niemand sien my nie.
Jou wysheid en jou kennis het jou verlei, sodat jy in jou hart gesê het, ek is dit en niemand anders nie. Daarom oorval 'n onheil jou, wat jy nie sal weet om te besweer nie, en 'n onheil val op jou, wat jy nie kan versoen nie. En skielik oorval jou 'n verwoesting, sonder dat jy dit weet. Tree tog op met jou besweringe en met menigte van jou towery waarmee jy jou vermoei het, van jou jeug af. Miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag. Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne, laat hulle tog optree en jou red, die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Kyk, hulle het geword so stoppels, vuur het hulle verbrand, hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlamme nie. Dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie. Dit het jy aan hulle, jou koopmans met wie jy jou vermoei het van jou jeug af. Elkeen dwaal sy eie koers, niemand is daar wat jou sal red nie. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 48. Die bevryding van Kores. Hoor dit, huis van Jakob, wat julle self noem met die naam van Israel, en uit die waters van Juda voortgekom het, wat sweer by die naam van die Hemelse Vader, en die God van Israel roem, maar nie in waarheid of in geregtigheid nie. Want hulle noem hulle na die heilige stad, en steun op die God van Israel. Hemelse Vader van die leerskare is sy naam. Die vorige dinge het ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en ek het dit laat hoor, skielik het dit volbring, en dit het gekom. Omdat ek geweet het, dat jy halstarrig is, en jou nek 'n ystersening is, en jou voorhoof koper. Daarom het ek jou dit lank tevore verkondig, voordat dit gekom het ek jou dit laat hoor, dat jy nie sou sê, my afgod het dit gedoen, of my gesneede beeld, of my gegote beeld het dit beveel nie. Jy het dit gehoor, aanskou dit alles, sal julle dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat ek jou nuwe dinge hoor, en geheime wat jy nie geweet het nie. Nou is hulle geskape en nie tevore nie, en voor vandag het jy niks daarvan gehoor nie, dat jy nie sou sê, kyk, ek het dit geweet nie. Ja, jy het dit nie gehoor nie, ook het dit nie geweet nie, ook het jou oor tevore nie daaroor opgegaan nie, want ek het geweet dat jy baie trouweloos handel, en dat jy van die moederskoot af 'n oortreder genoem is. Om my naam ontwil vertraag ek my toorn, en om my roem ontwil bedwing ek my jou ten goede, om jou nie uit te roei nie. Kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie, ek het jou beproef in 'n smeltkroes van elende. O my ontwil, sal ek dit doen, want ag, hoe is my naam ontheilig, en ek sal my eer aan geen ander gee nie. Luister na my, o Jakob, en Israel, wat ek geroep het, dit is ek is die eerste, ook is ek die laaste, ook het my hand die aarde gegrond, en my regterhand die hemele uitgesprei, as ek hulle roep, staan hulle daar almal saam. Kom by mekaar, julle almal, en luister, wie onder hulle het dit verkondig? Hy vir wie die Hemelse Vader lief het, sal sy welbehae voltrek aan Babel, en sy mag aan die Galdeërs. Ek het dit gespreek, ook hom geroep. Ek het hom laat kom, en in sy weg sal hy voorspoedig wees. Kom julle nader na my, hoor dit. Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie, van die tyd af dat dit gebeur is. Ek daar, en nou het die Hemelse Vader my met sy gees gestuur,
So sê die Hemelse Vader, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Hemelse Vader, jou God, wat jou leer wat heilsaam is, en jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos 'n rivier, en jou geregtigheid soos die golwe van die see. Dan sou jou nakommelinge gewees het soos die sand, en die wat uit jou liggaam voortkom soos die korreltjies daarvan. Sy naam sou nie uitgeroei of verdelg word voor my aangesig nie. Gaan weg uit Babel, vlug weg van die Galdeërs, verkondig met 'n jubelklank, laat dit hoor, bring dit uit, tot by die einde van die aarde. Sê die Hemelse Vader het sy knegt Jakob verlos, en hulle het geen dors gehad nie, in die woestynny het hulle gelei. Hy het water uit 'n rots vir hulle laat stroom, en die rots geklowe, sodat die waters weggevloei het. Geen vrede, sê die Hemelse Vader, vir die goddelose nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 49. Die knegt van die Hemelse Vader, die lig van die volke. Hoor na my, eilande, en luister, volke wat ver is. Die Hemelse Vader het my geroep van die moederskoot af. Van my geboorte af het hy my naam genoem. En hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het hy my verberg, en hy het my 'n skerp pyl gemaak in sy pylkoker, my weggesteek. En hy het vir my gesê, jy is my knegt, Israel, in wie ek my verheerlik. Maar ek het gesê, tevergeefs het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Hemelse Vader, en my loon is by my God. En nou sê die Hemelse Vader, wat my van moederskoot af geformeer het, om sy knegt te wees, om Jakob na hom terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word, en ek word geëer in die oë van die Hemelse Vader, en my God is my sterkte. Hy het gesê, dit is gering dat u my knegt sou wees, om op te rig die stamme van Jakob, en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees, tot aan die einde van die aarde. So sê die Hemelse Vader, die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep veragte aan hom, wat 'n afskie is by die volk, 'n knegt van die heersers, konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hulle neerbuig terwille van die Hemelse Vader, wat getrou is van die Heilige van Israel, wat u uitverkies het. Die terugkeer uit Babel, vanaf vers 8. So sê die Hemelse Vader, in die tyd van die welbehae het ek u verhoor, en in die dag van heil het ek u gehelp. En ek behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe, om te sê aan die gevangenes, gaan uit, aan hulle wat in duisternis is, kom tevoorskyn, by die paaie sal hulle wy, en op al die kaalheuwels sal hulle weivelde wees. Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei, en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. En ek sal al my geberge tot 'n weg maak, en my groot paaie sal opgevul wees. Kyk, hulle hier kom van ver, en kyk, hulle daar kom van die noorde en van die weste, en hulle daar kom uit die land van die Siniete. Jubel, o hemele, en juig aarde, en berge breek uit in gejubel, want die Hemelse Vader het sy volk getroos en ontferm hom
oor sy ellendiges. Besware van die kant van die volk, vanaf vers 14. Maar Sion sê, die Hemelse Vader het my verlaat, en die Hemelse Vader het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek. Slaan jou oor rondom op, en kyk, hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe. So waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, sekerlik sal jy hulle almal aansit, soos versiersels, hulle ombind soos 'n bruid, want jou pynhope en jou verwoeste plekke, en jou verwoeste land, sekerlik nou sal jy te nou wees vir die inwoners, en die wat jou verslind het, is ver weg. Nog sal die kinders waarvan jy beroof is, voor jou ore sê, die plek is nou vir my, maak vir my 'n plek, dat ek kan woon. Dan sal jy in jou hart sê, wie het vir my hierdie kinders gebaar, aangesien ek kinderloos en onvrugbaar was, verban en verstote, en wie het hulle grootgemaak? Kyk, ek het toe alleen oorgebly, hierdie kinders, waar was hulle? So sê die Hemelse Vader, kyk, ek sal my hand ophef na die nasies, en my banier opsteek na die volke, dan sal hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word, en konings sal jou oppassers wees, hulle vorstinne jou pleegmoeders. Hulle sal voor jou neerbuig met aangesig na die aarde toe, en die stof van jou voete lek, en jy sal weet, dat ek die Hemelse Vader is, dat hulle nie beskaam staan wat my verwag nie. Sal van 'n held die byt afgeneem word, of sal gevangenes van die regverdige ontvlug? Waarlik, so sê die Hemelse Vader. Ja, die gevangenes van die held sal afgeneem word, en die byt van die tiraan sal ontvlug, en jou bestryders sal ek bestry, en jou kinders sal ek verlos. En ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word, soos van mos. Dan sal alle vlees gewaar word, dat ek, die Hemelse Vader, jou heiland is, en jou verlosser, die magtige van Jakob. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 50. So sê die Hemelse Vader, waar is tog die skeybrief van julle moeder waarmee ek haar verstoot het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie ek julle verkoop het? Kyk, weens julle ongeregtighede is julle verkoop, en weens julle oortredinge is julle moeder verstoot. Waarom het ek gekom? En daar was niemand nie. Ek het geroep, en niemand het geantwoord nie. Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my dreiging maak ek die see droog. Ek maak die riviere tot 'n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterwe van die dors. Ek bekleed die hemel met swartheid, en bedek dit met 'n roukleed. Die knegt van die Hemelse Vader, vanaf vers 4. Die Hemelse Vader het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos 'n leerling. Die Hemelse Vader het my ore geopen, en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Ek het my rug gegee vir die wat slaan. Ek het my wange vir die wat die hare uitblik. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. Maar die Hemelse Vader help my.
Daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen, en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Hy is naby wat my reg verskaf. Wie wil met my 'n regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teeparty? Laat hom naderkom na my toe. Kyk, die Hemelse Vader help my. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal versluit soos 'n kleed. Die mot sal hulle eet. Wie is daar onder julle wat die Hemelse Vader vrees, wat na die stem van sy knegt luister, wat in die duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Hemelse Vader en steun op sy God. Kyk, julle almal wat 'n vuur aansteek, wat julle met vuurpyle omgord, wandel in die vlam van julle vuur, en onder die vuurpyle wat julle aangesteek het, van my hand het dit julle oorgekom. In smart sal julle neerlê. Tot sover.